Goeiemôre gemeente. Baie welkom. Ons is almal so stil, maar ek dink as met ons so luister na die trompetspel vanoggend. Baie dankie daar, Gredina, vir julle ook om ook so vir ons voor te berei vir die diens van net nou of wat nou gaan plaasvind. Baie welkom ook aan al die besoekers vanoggend. Ons gebruik vanoggend nagmaal en is welkom met saam met ons ook so te gebruik. Ons het sommer daar so by die villas ook baie welkom hier vanoggend en almal wat saam kyk daar so op Facebook en so. Ons het in die week gehad, 'n week van Pinkster. Dit was lekker geweest en ons het afgesluit met 'n aand van briefskryf. En dit was die tema geweest van die week, die 4 briewe van Paulus, die gevangenebriewe. En in die gevangenebriewe het ons nogals ons het juist dit gelees, want op 'n manier is die hande 'n bietjie afgekap, weet, en as daai brief gaan, is dit net wat die Gees daarmee gaan doen. En ons gaan vanoggend, kom ons by die hoogtepunt hierso, by Pinksterfees, uitstorting van die Heilige Gees vandag. En van hier af is dit 'n nuwe begin, ons gaan verder. Ons is hierdie lewende briewe wat uitgaan, as te ware, en om hierdie boodskap te gaan leef, nie te gaan verkondig, maar te gaan leef. So, dit is waar ons bietjie vanoggend gaan vassteek by, en ek wil hê ons moet so lekker stil raak vanoggend, en ons vra so die Here se seën oor hierdie diens. Here, uit U, en deur U, en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, die Here groet U genade en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Kom, ons gaan nou lekker begin met 'n rustige lied, net soos ons daar sit, 'n aanbiddingslied, om ons ook so gereed te maak vir die diens, Vlamlied nommer 39, wat ons gaan saam sing. Vir my sê, ek wil kom opmaak vir U Gees, Heer, as ek my vra voor U kom lê, want soveel mense sterf sonder Jesus en word mislei na ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfs geen rykdom, en ander ly en hongersnood. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in my wêreld die hande te self as heilige offer, onder beheer van die Heilige Geer. En staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met die Heilige vuur, sodat ek oor al die liefde kan instuur. Weet as ek keer, ek kan my sien. Hier is ek Heer, ek kan my stuur. Eintlik ongelooflik wat ons daar so sê, né? Hier staan ek, Heer, soos U sê, ek is reg om te ontvang en te gaan uitleef, as ons hier so uitstap vandag. Dit wat ons ook hier hoor, gaan deel met ander.
En ons kan dit net so lekker doen as ons saam in gemeenskap van gelowiges so sing. So kom ons staan vir die volgende 2 liedere wat ons lekker hardop gaan sing. Bekendes, my hande hef ek op na hier en dan bly ons staan vir die een daarna ook. My hande hef ek op na hier, ek loof U naam en buig voor U, want U is Heer, die koning van my hart, en ek dien geen afgod nie, en niks is meer belangrik nie, dat U in my hart regeer, daar is geen plek vir ander Heer, voor U, o Heer, lê ek nou my lewe neer, my koning Heer, ek wil U eer, en besing U alle bring, want U, o Heer, bly altyd in beheer. U wil ek my lewe wy, gehoorsaam in U verbly. Laat my lied 'n loflied wees aan U, o Vader, Seun en Gees. Ek wil U roem, Vader noem, my God en Heer. En dan so in Pinkstertyd sing ons nou hierdie lied, o Heilige Gees, U troos ons in daai tye. Dalk sit jy hier vanoggend en het jy 'n nood of iets op jou hart. En dan vra ons vir hom om ons ook nou so verder te lei. So 434, ons sing so die eerste, die tweede en die derde vers. O Heilige Gees, o Heilige God, U troos ons in ons diepste nood, het uitgegaan van Vader Seun, om ons te lei, om ons te steun, o Heilige Gees, o Heilige God, o Heilige Gees, o Heilige God, aan ons aanneer gehoorsaam word, leer ons weer liefde vir U word, ons almal wat aan U ons behoort, o Heilige Gees, o Heilige God, o Heilige Gees, o Heilige God, laat leef ons uit die groot geboorte,
Ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir oggend. Vir so lekker kan sing en nie kan loof en prys met die trompet geklank. Dit so met woorde wat ons U mee wil roem en U naam wil groot maak. Ons kom so vanoggend elkeen van ons eie paadjies in ons eie huise en plekke waar ons besig was nog met die week se dinge en gisteraand nog dalk lekker saam met 'n braaivleisvuur of so. Om so vanoggend te kom sê, Here, ons wil hierdie tydjie aan U gee. So kom stil raak hier in die voete, soos ons net nou gesing het. U ken ons lewens, U ken ons dinge. U weet waar ons fout maak. U weet waar ons reg optree. Elke klein detail. En ons kom en ons lê vanoggend dit wat tussen ons en U staan hier in die voete neer en sê, Here, vergewe ons asseblief daar waar ons oortree. Daar waar ons afdraai paaie lê, waar ons gedagtes op ander plekke is en ons nie gefokus is op U nie. Daarom bid ons vra ons dat U ons sal beskerm ook teen die bose. Beskerm daar waar ons in die wêreld is. Deel van die wêreld is. En waar ons nou gaan lees, Here, oor wat op hierdie dag gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees, wil U dit net opnuut vir ons so vars maak en besef wat U vir ons gegee het. Ja, Here, U is in ons. Ons het dit soveel keer hierdie week gehoor, deel van ons. Maar gee dit ons, dit sal raak sien en besef. En dat ons hierdie koninkryk en hierdie goeie nuus wat U ons gee, sal gaan uitdra. Die Heilige Gees wil hierdie woord vir ons oopbreek. Wil U ons ook lei waar ons nou gaan lees. Bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ons gaan so nog verder sing, 'n laaste lied. Vra so ook vir die Gees om hierdie woord vir ons te breek. Net soos jy daar sit. Van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Los my, sterk my, leer my. Ons gaan vanoggend 'n gedeelte lees uit Handelinge uit, Handelinge 2 vanaf die eerste vers af. Handelinge 2 vers 1 tot daar by die 4de vers, kort gedeelte wat ons vanoggend gaan lees. My Bybel bladsy 171. Die van u wat Bybels wat gaan blaai. Bladsy 171, bekende gedeelte. En dis waar vandag gaan.
Ek begin daar by vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees. En het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om hardop uit te spreek. Ons lees tot sover. Almal is vervul met die Heilige Gees, lees ons daar. Toe hierdie gebeur het dinge verander. Dinge was anders gewees daarna. Die ou is verby en die nuwe is hier. Alles word nuut. Ek dink as ons hierdie woorde ons eie maak, moet ons hierso lees, wat dit eers werklik tot krag kom. Dat ons kan sê, maar die Here is by ons, in ons. Ons het soveel keer hierdie week gehoor, toe ons gelees het uit die briewe. Hoeveel keer Paulus herhaal het vir sy briewe, vir mense wat swaar kry, daarso in Galasiërs en so. En dan sê hy vir hulle, die Here Christus is in julle. Vir Filemon en vir die Filippense hoor ons soveel keer, hy's in ons, die Gees is deel van ons is vol van hom. En hy herinner hulle dit heeltyd, tot waartoe hulle in staat is. Hy self sê mos daarso in Filippense, al wat ek wens, ek wil net meer en meer die Here ken, meer van hom in my hê. En hierso kom, lees ons van hierdie gedeelte wat dit daardie dag gebeur het, wat die Gees aan ons as mense geskenk is. Johannes 14, vers 18 en 20, sê dit so mooi. Daar staan, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader, en julle in my, en ek in julle. Die Heilige Gees is hier vir ons, in ons. Skoon die Engelse woorde, maar own dit. Wil ek vir julle sê. Maak dit in jou eie, besef dit. Ons hoor dit so baie, maar ons los dit ook partykeer net daar. Miskien omdat ons dink ons verstaan dit nie, heeltemal nie. Maar besef ons wat dit beteken as die Heilige Gees in ons is, dan sê ons, God se liefde is in ons, en ons moet plek maak vir daai liefde. En as ons so vol is, dan is dit, kom ons by hierdie oorloop gedeelte, as ons so vol van sy liefde is, dan moet dit uitgaan, nee, dit moet oorloop, dit loop weg na ander. Jy gaan leef dit outomaties uit, as jy vol is van sy liefde. Oorvol, jy kan dit nie vir jouself hou nie. Johannes 7 vers 38 wil ek in die volgende ene lees. Daar staan, hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy van die Gees gesê, en van die wat in hom glo, en dit sou ontvang. Verwys hierso na die Heilige Gees, die stromende lewende water binne in ons. En met die Heilige Gees in ons is ons voller as wat ons ooit kan dink. En kan ons meer doen as wat ons kan dink. Mense kan nou vra, kan iets voller wees as dit vol? En ja, dit kan oorloop, dit kan uitloop, dit kan na ander toe gaan. En soms in hierdie wêreld gebeur daar dinge, en doen 'n mens dalk ietsie, of ietsie kleins. En dit oorvloei, dit gaan verder as wat mens dink. Dit kan dalk iets so klein wees dat jy nie eers aandag daaraan skenk nie, maar dit vloei. Soms vat dit net 2 visse en 5 brode. Net 2 visse en 5 brode. Ons lees daai verhaal daar in Markus 6, maar ook in Johannes 6 vers 1 tot 15. Hierdie seun wat gegaan het en so vir Jesus gevolg het, en hy daar met seker maar sy padkos dalk wat sy ma vir hom gegee het, gestap. En seker maar soos elke dag, maar daardie dag staan hy dit af. En hy gee hierdie vir die disippels, hierdie 2 visse en die 5 brode,
En Jesus voed 5000 mense daarmee, mans, en dan nog vroue en almal. Partykeer is dit ietsie kleins, wat 'n groot wonderwerk kan verrig. Partykeer vir net een ou, wat dalk daar so in 'n kroeg gesit het met sy bier, Martin Luther, en wat gepraat het oor reformatie, en die hele reformatie het begin dan. Partykeer ietsie kleins, net 'n gesprek, maar dit is 'n rimpel-effek. Ons moet net bereid wees om te besef, met die Heilige Gees in ons, moet ons gewillig wees, om net daai ietsie kleins te gaan doen, om uit te reik. Maar die Heilige Gees is eintlik, ek het nou gesê, 'n rimpel-effek. Jy weet wat 'n rimpel-effek is, né? Dis wanneer ons daai klippe in die water gooi, en dan maak hy sulke ringe, en hy kring so uit, né? En daai rimpel-effek, dit gaan en jy sien dit groei en groei en groei, en dit raak groter en groter. Maar die Heilige Gees is eintlik meer as dit. En ek gaan probeer verduidelik. Mark Batterson noem dit die domino-effek. Weet jy of jy dit ken nie. Nou, ek het so 'n paar domino's saamgebring, ek het daarvoor lê ook 'n klompie. Ongelukkig, as jy nou die nuwe goedjies, is nie soos die ou goedie. As jy nou hierdie ene so op sy kant gaan staan, daaronder, dan val hy om. Hulle kan nie meer regop staan nie. So, en ek wou nou nie die ding, ek wou dit nog verduidelik vanoggend, as jy hom nou stamp, dan val hulle so een vir een, maar julle ken dit, né? As die domino so pak. Moet net nie hierdie nuwe, ek sal nie sê waar ek het gekoop het nie, maar hierdie goedkope is gaan koop nie, want dit hou nie, dit gaan nie regop staan nie, hy gaan omval. Maar in elk geval, van een effek, en hy stamp om, dan val alles om. Maar dit is maar net lineair, as ek het so kan stel, né? En as dit klaar is dit klaar. En dit is verby, as al die domino's omgeval het. Maar, daar is ietsie anderste in domino's. En, een domino kan 1,5 keer sy gewig omstamp, elke keer. As jy hom nou sit, dan kan jy 'n domino van, sê net maar hierdie is 5 cm, kan jy 'n domino van 7,5 langsom sit en hy gaan hom omstamp. So, en dit noem mens eksponensiële effek. So, 1,5 keer sy, as jy nou 2, as 'n domino, sê net maar 2 cm was, gaan hy nou 3 cm omstamp, 3 cm gaan wat, 4,5 cm omstamp, en so groei hy, maar hy groei baie vinnig. Eksponensiële groei. Nou, net so 'n idee te gee wat die effek is daarvan. As jy een domino gaan omstamp, en jy stamp die volgende een om, het ons nou gehoor, sê nou maar 7,5, en die volgende een, en so groei dit. As jy by die 23ste domino, as jy nou so eksponensieel groei, sou jy so ver kan gaan om die Eiffel Tower te kan omstamp. Dis hoe vinnig dit groei, eksponensieel. Nou, as jy dit nou in syfers gaan doen, en is dit bietjie anders, dit is soos om te sê 2 x 2 is 4, né? En dan moet jy oorgaan na 4 x 4 is 16. En dan 16 x 16 is, wat, 256. Nou, ek gaan nou nie verder aangaan nie. Want dan weet julle, ek het gekroek as ek net nou verder probeer verduidelik. En self gou voor die tyd gaan Google. Maar, en om net om nog 'n effek te gee daarvan, as jy 30 tree lineair stap, dan stap jy net 30 tree ver. As jy 30 tree eksponensieel stap, gaan jy 26 keer om die aarde stap. Dit is die groot verskil. Nou, hoekom vertel ek van hierdie domino effek? Want 'n klein dingetjie soos die kan 'n groot effek hê. En dit is nie altyd dadelik nie. Dit is dalk jare later. Van iets kleins wat jy dalk gedoen het vir iemand deur die Gees, want dis nie ons wat dit doen nie, nee, dis nie ons wat, die Heilige Gees druk ons gee vir jou so 'n stoot op die skouer, Leonard Sweet noem dit, hy nudge jou so 'n bietjie. Het hy daai, gee jou 'n bietjie motiveer. Dis die Gees. Maar partykeer, dan doen ons ietsie kleins. En jare later sien mense die effek daarvan. En so gebruik die Gees ons deur hierdie klein goedjies, maar selfs groot goeders. En hy maak iets baie groters daarvan, as wat ons kan dink. God het 'n manier om groot dinge te doen, asof dit iets kleins is.
2 visse, 5 brode. Meer as wat ons kan bid of enigstens dink. Hierdie seentjie was bereid om hierdie brood en vis te gee vir die disippels. Hy het nie geweet wat daarmee gaan gebeur nie. Dalk gedog, ons gee dalk vir die disippels en vir Jesus bietjie kos vir vandag. Definitief nie geweet hier gaan 'n groot skade gevoer word nie. En dan kom Jesus en hy verrig hierdie wonderwerk. Wonderwerke is moontlik met die Heilige Gees binne in ons. Al die dinge. Hy was net bereid en gewillig, daai klein seentjie. Ons moet net besef, soos ek nou nog sê, dis nie ons nie. Dis nie ons wat vol is van onsself nie. Ons moet eers leeg raak van onsself. Dis soos daai student wat na 'n professor toe gegaan het en hy sê hy het nou al hierdie studies al gedoen, hy het nou dit gedoen en hy het nou dat gedoen en daai kursus geloop en hy weet nou nie wat nog nie, maar hy wil graag hierdie wysheid van die professor hê. En die professor kom so en hy sê, kan ek vir jou tee skink? En hy gooi en is vol. En hy gooi en dit loop later oor en dit vloei op die tafel en dit val die tafel af. En die student sê, stop. En hy vra maar, wat leer ons jy uit? Hy sê, toe sê hy vir hom, dis eers as jy leeg raak, eers jouself leeg raak, dat jy vol kan raak van God. En van die Gees. En meer gaan kandideer. Dis nie ons nie. Dis die Gees binne in ons. Hy stap saam met ons elke dag. Beteken ook dat ons hoef nie bang te wees vir dit wat ons doen en hoe maniere ons optree nie. Partykeer is jy mens versigtig want ons almal leef in vrees deesdae. Te bang jy doen iets vir iemand gaan dalk verkeerd gesien word of so. Romeine 8 vers 26 staan ook daar so die volgende. En ek lees daar, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe om te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met die woord gesê kan word nie. Die Heilige Gees pleit vir ons as gelowiges. Ook dat ons leeg kan raak van onsself en voller van hom. Daarom kan ons 'n lewe van oorvloed leef en gaan uitleef na ander. Oorloop van die liefde van die Gees. Al doen ons dit met die kleinste dingetjie. Laastyd met 'n groot teks, is nou 'n lang stuk, Efesiërs, het ek hom al vir jou gestuur, Marine. Ek lees sommer daarso. Efesiërs 3 vers 14 en 20. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy Gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul kan word met die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen, as alles wat ons kan bid en dink. Sjoe. Ietsie kleins. Moenie dink dat die kleinste dingetjie wat jy gedoen het te gering is nie. Die Heilige Gees kan baie doen daarmee. Die Heilige Gees kan baie doen met elke van ons. Ons moet net bereid wees, gewillig wees. Dan gaan ons hierdie liefde, hierdie vrugte wat vir ons genoem word in Galasiërs gaan uitleef. Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, selfbeheersing, nederigheid. Gaan leef dit. Op enige manier. Daar in jou huis, die mense saam met wie jy werk, leef dit. En kyk wat maak die Heilige Gees daarmee. Amen. Ons bid saam. Hemelvader, vanoggend kom ons net en sê, hier is ek, hier is elke van ons, gebruik my, vul my,
Geef dat ek leeg sal raak van myself en meer van U in my sal hê. Maak ons so vol, dat ons U liefde kan gaan leef. Ja, Here, en ons gaan nou hier die nagmaaltafel sit vanoggend, waar ons net weer gaan terugdink aan hierdie liefde wat U vir ons gegee het, daar aan die kruis. As ons die brood gebruik en die wyn gaan gebruik. Hoe U vir ons gelei het, maar opgestaan het, opgevaar het, en U sit in die regterhand. Maar soos U sê, het ons nie as weeskinders agtergelaat nie. U is nog steeds by ons, U Heilige Gees, U is in ons, deel van ons. Wil U ons ook lei, nou met hierdie nagmaal. Amen. Voor ek is bang ek vergeet het, dalk moet jy jouself so nou dan herinner net hier aan, en as hierso lê pakkie, ek het net een pakkie gekoop, so daar is net, ek dink daar is 25, hier is 3, dis 28, as jy dalk enetjie wil vat na die diens, om jou net te herinner hier aan, dat selfs iets die kleins iets kan doen, en sê welkom hoor, hulle lê hier voorop, daarso. Ons gaan nou oor na die nagmaal toe, en ek gaan ons net 'n bietjie herinner, en wat die formulier sê vir ons oor die nagmaal. Daar staan die Here het self die nagmaal ingestel, en daarvan getuig Paulus. Hy sê, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem, en hy het God daarvoor gedank, en hy het dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is, gebruik dit, en elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, soos vandag, en as ons van hierdie wyn drink, verkondig ons die dood van die Here, totdat hy kom. As ons dit gebruik volgende, dan is dit vir ons 'n gedagtenismaaltyd. Hy het vir ons gesê, die aand wat dit ingestel het, gesê, ons moet dit gebruik dit tot my gedagtenis. Ons moet dit oordink. Ons moet verkondig, hierdie lydensweg wat hy vir elkeen van ons geloop het. Dit is ook vir ons 'n waarborg. Hy sê, dit is my liggaam, dit is my bloed. So seker ons as wat ons hierdie brood voor ons oë breek en hierdie beker gegee word, en ons met ons mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en opstanding. Dit is ook 'n gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Dit help ons om in gemeenskap met hom te lewe, en deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. By ons teenwoordig. Dit is ook vir ons 'n toekomsverwagting. Ons het nagmaal die versekering dat die Here een met ons is, en ons verkondig daarmee sy dood, totdat hy kom. So ons trek ons uit na die dag wanneer Christus in die heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. En daarom is dit ook vir ons 'n vreugdefees vandag. Ons doen dit met erns, maar tog is dit 'n vreugdefees waar die Heiland op 'n besonderse manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding vir ons uitdeel. En dit is ook 'n dankbaarheidsfees. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. So dit is vir ons elkeen wat hier so sit vanoggend 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so te versterk te word in elkeen van ons se geloof. En om so dan nou vanoggend hierdie volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Ons moet 'n bietjie opnuut gaan kyk na ons sondes van gedagtes, sondes van versuim. En laat ons dit opreg voor God verootmoedig. Laat ons ernstig daarna streef met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe.
mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, deur sy Gees, ons daartoe help. Terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, gaan ons net so bly sit, en ek sal later, as ons klaar is, die wat na vorentoe kom na die tafel, net van my daar sal, soontoe sal gaan. Waar ons nou gehoor het wat die nagmaal is, en waar ons nou aansit aan die tafel, wil ek vra dat ons sal opstaan, en so saam ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, en die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dankie vir Jesus Christus, wat met sy liggaam, wat gekruisig is, en die bloed wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons vandag, Here, nie met ons harte aan hierdie sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophuif na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand is.
Gee dat deur die werking van die Heilige Gees ons geloof so versterk sal word deur hierdie nagmaal vanoggend. Dankie dat ons dit vandag kan gebruik. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir die uitdeel van die brood en die wyn, waarna ons weer gaan luister ook so na die koor.
Net graag hoor is daar iemand wat oorgeslaan is met die brood. Daar in die moederskamer ook, reg? Ek kan julle sien daar agter, as julle dink. En die wyn? Almal, dankie. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap in die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam vir ons gebreek is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U seun aan ons geskenk het. As 'n middelaar wat deur die kruis en die opstanding die straf op ons sonde gedra het, en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dankie dat U aan elkeen van ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dankie dat ons opnuut in ons geloof deur hierdie nagmaal versterk is. En so bid ons, Here, dat deur die werking van die Heilige Gees in ons, die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, dat ons dit sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en in gemeenskap met Christus. Ons bid dat deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Amen. Baie dankie. Ons gaan die Here nou met ons offergawes dien.
Kom ons sê dankie. Hemelse Vader, neem hierdie offers aan wat ons vir U gebring het vanoggend. Wil U dit gebruik, soal is dit ietsie kleins, om iets baie groters daarmee te kan doen. Amen. Baie, ek het net bedoel, swak, klaar. Hulle kom hier vorentoe vanoggend hier. Ons sit so, ek het nou iets hier so gesien, ek het nou net die advertensie lekker gelees hier, dat ons die kameras moet ondersteun, maar dit is seker nie bedoel dat ons moet hardloop nie, né? Want dis vir die verkeerde gemeente gestuur dan. Dit gaan nie hier werk nie. Net so 'n paar goedjies wat ek wil uitlig met die afkondigings vanoggend. Eerste ding is, ons gaan nou, dis so met 'n nagmaal en 1 keer 'n kwartaal, braai ons lekker as gemeente saam, hier buite, so die vure gaan hier na begin aangesteek word, en ons kan al daar begin sit en gesels en kuier, en as jy dalk voel, jy wil maar net kom braai, want jy het nie 'n vuur by die huis of so iets nie, kan jy 12 uur jou vleisie bring, en as jy nie self gaan braai nie, is genoeg manne en vroue wat vir jou kan help braai, ook vanoggend so. En as jy nog nie iets beplan het en jy wil dit graag kom doen, is lekker hier buite onder die bome op die gras. Jy kan vinnig gou winkel toe gaan en vir ietsie gaan koop, en kan braai ons, kuier ons lekker saam, so as gemeente. Baie dankie vir al die komberse vir die winterprojek. Dit is so, ons het dit so in die Pinksterweek ingesamel, en dit sal dan nou uitgedeel word, so in hierdie volgende tydjie. Wie verjaar in die week wat kom? Ek gehoor, hier is so 2. Margo het gesê, sy wil baie graag vanoggend kom hardloop vorentoe. Steek gou weer die hande op, is jy net, daar so agter, kyk gou mooi Margo, daar so, en daar so, hardloop, so toe. Mense is, oom steek net weer op, so sy nader kom. Baie geluk met die, hierso Margo, hardloop nou om hierdie kant toe. Baie geluk met die verjaarsdag, mag julle geseënde jaar wees wat voorlê, ook vir julle, daar's nog 3 mense wat die week verjaar. Ons gaan kyk dat julle nie 2 keer 'n jaar julle hand opsteek. En wie huweliksherdenking in die volgende week? Enige huweliksherdenkinge? Nie hierdie week nie. Ok, jy kan een netjie vir jou vat, né? Moenie vir mamma gee nie. Ons gaan afsluit. 'n lekker lied saam sing. Baie dankie vir die koor vanoggend. Ek weet nie of julle besef, dit is so voorreg. Jy kry nie meer kore in kerke nie. En dit is so lekker as julle vir ons voorgaan met liedere. So baie dankie daarvoor ook, en vir die trompetspel en die orgelspel en alles vanoggend. Kom ons sluit af die lied 436, eerste vers, en ons sluit ons so af. Kom ons staan. Herskep o Gees wat leef, o Gees wat kom nie worden trek my na mense tot bekering kom, maar kyk weer nie oor my genskraag. O Gees verlig ons, laat ons gemeente, ontvang die seën van die Here, gaan in vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly, met elkeen van u,
Amen.